Goeienaand, dames en heren. Ek vermoed hier onder die ligte, dink ek sal julle my kan sien seker. Ek hoef nog 'n bietjie uitgelewer op hierdie stadium. Dames en heren, goeienaand. Baie welkom hier by een van Hoërskool Swartkop se prestige geleenthede, indien nie die mees prestige geleentheid dalk op die kalender vir die jaar nie. Dames en heren, as ek my net gou vinnig 'n tydjie gee, in die besonder wil ek net gou vinnig 'n paar mense welkom heet. Dr. Strydom, ons hoof, sy vrou Etna, lede van die bestuur, personeel wat vanaand hier is, beheerliggaamslede vanaand hier so, in die besonder meneer J.V. van der Merwe en sy gade. Ons ouers van nuwe prefekte, ouers van uittredende prefekte, dan in die besonder ons hoofleiers van 2022 en ook die onderhoofleiers wat vanaand hier is. Dit is lekker om julle weer te sien. Dames en heren, maar dan ons eregaste, ons uittredende prefekte. Ek hoop en ek glo en ek vertrou dat dit vir julle 'n mooi geleentheid gaan wees vanaand en dat dit vir julle 'n mooi afsluiting gaan wees. En dan ook dan ons nie verkose prefekte en hulle sit daar met hulle blink, kraakvars, nuwe hempies. Ons is saam met julle opgewonde en ons bly met die aand saam met julle te kan deel. Dames en heren, 'n aand van wisselende emosies. Dis met 'n bietjie nostalgie en hartseer en ek dink die ouers van die uittredende prefekte gaan dalk met my saamstem. Bietjie hartseer om afskeid te neem van 'n besondere groep kinders. Mag seker nie sê kinders nie. Besondere groep jong mense wat hulle regtig voortreffelik van hulle taak gekwyt het, van dit wat ons hulle mee opgesaal het. En dan ook weer die opgewondenheid om weer met 'n nuwe groep jong mense te kan werk en ook net te kom kyk en te sien watter talente julle vir ons gaan tentoonstel en die ywer waarmee julle drome gaan najag. Dames en heren, maar om hierdie aand op die gepaste wyse te begin, gaan ek vra dat C.J. Potgieter, die hoofseun van 2022, net vir ons die aand open asseblief. Goeienaand, dames en heren. Dit is 'n ongelooflike voorreg om vanaand die aand te kan oopbreek met skriflesing en gebed. My blyser sit dalk bietjie meer knap as wat hy 'n paar jaar terug gesit het. Maar kom ons maar weer dit eerder op die trots wat ek het om vanaand voor hierdie ongelooflike groep mense te kan staan. Ek lees graag vir julle uit Johannes 13 vers 12 tot 17. Toe hy hulle voete klaar gewas, sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen." Jy het jou hand opgesteek en is bereid om te dien, en die Here is die perfekte voorbeeld hiervan. As jy 'n termyn ingaan met die oë gerig op hom, kan dit nie anders as om 'n groot sukses te wees nie. Baie geluk met elkeen van julle se verkiesing tot hierdie groot voorreg en eer. Ek sluit graag af met gebed. Sluit asseblief die oë. Onse Vader wat in die hemel is, gaan asseblief som elke leerder wat vanaand hier vergader is. Hou hulle oë gerig op U en seën hulle termyn met U liefde en U genade. Liewe Heer, dankie vir elkeen van hierdie uitsonderlike mense. Dankie vir hulle bereidwilligheid en hulle diensbare harte. Ons vra dit nie uit verdienstheid nie, maar alleen uit die groot en heilige naam. Amen. C.J. Nou moet ek eers vir jou sorry sê. Dames en heren, dis C.J. Oberloos, dis C.J. Potgieter nie. Ek weet nie of ek gedink nie, maar baie dankie vir julle vir regtig 'n besondere boodskap. Dames en heren, ons gasspreker vir die aand. Nou moet ek my woorde mooi kies. Pastoor David Grobler, en ons het hom spesiaal ingevlieg daar van United 80 of Unite 180
daar van die noorde van Pretoria, om 'n bietjie met ons te kom gesels vanaand. Maar pastoor, voordat ons na jou gaan luister, gaan ek vra dat jy en jou beter helfte net vir my opstaan en net so vir die gehoor kyk asseblief. Dames en here, kan jy glo dat daai jong dame wat daar staan vandag 21 jaar in die eg verbind is met pastoor Grobler? Kom ons gee hulle 'n hand. Baie geluk met die pad wat julle gestap het en ons hoop dat dit vir julle nog 'n wonderlike pad vorentoe gaan wees. En as ek kyk hoe goed jy lyk mevrou, dan moet ek vir jou sê, pastoor Grobler kyk regtig mooi na jou. Maar ja, pastoor, ons sien regtig uit na die boodskap wat jy gaan bring vanaand en ons luister graag na jou. Goeienaand. Baie dankie aan die skool, Dr. Strydom, meneer Gerard en al die leerders wat hierso sit. Wat 'n mooi aand en groot voorreg vir 'n ouer om sy kind te kan sien uitblink en in sy potensiaal die eerste tree in potensiaal regtig te kan begin intree. Ek dink julle kan almal baie trots wees. Dis ook vir my 'n groot voorreg om by so 'n goeie skool met so geleentheid te kan gesels. Ek's natuurlik 'n Menlo Park ouer en ook 'n bietjie moeilik aangesien ons die eerste span hokkie nou die dag teen julle verloor het. Maar ek wil julle komplimenteer, julle het goed gespeel. Daar is sportsmanskap. Ek het tussen die leerders gesit, soos wat julle hele eerste span aangemoedig het en dit was goed. Geen slegte aanmerking nie, geen slegte gedrag nie, net goeie kwaliteit sportmanskap. Ek dink dis uitstekend, as 'n kompliment vir julle skool. Was nie lekker vir my nie, maar punte vir julle. Ek deel graag met julle 'n kort gedagte. Vir my is leierskap verskriklik belangrik. Ek dink daar's 'n tekort aan leierskap in ons land. Ek dink daar's 'n tekort aan leierskap in die samelewing. En hier en daar sit die Here gawes in mense om daai gaping te kan vul. En daar's geen beter voorbeeld in die Bybel as Daniël en die leeukuil se storie nie. Ek lees vir julle graag uit Daniël hoofstuk 6, kort gedeelte. Darius, die Medier, het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers, van wie Daniël een was, aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik waardig kon word. Hierdie Daniël, deur sy buitengewone, hoor dit, hierdie Daniël, deur sy buitengewone bekwaamheid, so uitgeblink het bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry, om die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle het probeer fout vind. Wanneer jy uitblink, en hier is die eerste punt, moet jy weet dat daar mense gaan wees om fout te probeer soek. Die oomblik wat jy uitstaan, die oomblik wat jy opstaan om te kan uitstaan, is daar mense om jou wat gaan 'n fout vind met jou. Integriteit, wat die Here van jou verwag, is dat wanneer hulle fout probeer vind, hulle dit nie sal kan kry nie. Dis aanvaarbaar as hulle ongelukkig is met jou, maar laat hulle nooit ooit 'n vinger na jou kan wys nie. Dis die verhaal van Daniël. Die ministers en die goewerneurs het so iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kry in verband met sy godsdiens. Die ministers en die goewerneurs-generaal storm toe die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe nie. Die agtergrond is dat Daniël is 'n weggevoerene uit Juda uit na Babylon toe. Hy is uit sy land uitgeneem as 'n jong tiener. Hy het onder 3 of 4 konings gedien, waarvan Darius die 3de een was. Hy het allerhande redes gehad dat die omstandighede om hom so was dat dis nie sy huisland nie, dit is nie sy mense nie. Hy dien in 'n plek. Leierskap is om te kan dien. En dit is baie maklik om te sê ek sal dien wanneer die omstandighede gunstig is. Daniël moes dien in omstandighede wat nie gunstig is nie.
Maar wat ons by Daniël kan leer is dat wat buite Daniël was nooit binne Daniël nie. Daniël het nie gesê omdat dinge om my nie goed gaan nie, ek gaan dat my hart versleg in dit wat ek doen nie. Hy het te midde 'n vreemde land, vreemde mense, vreemde kultuur, vreemde taal, vreemde gedagspatrone, het hy te midde van vyande sy integriteit totaal behou. Hulle het, die Here sit baie keer ons as leiers in kontekste wat nie gemaklik is nie. Hoe moeiliker jou situasie is waarin jy moet funksioneer, hoe groter is die gawe wat die Here binne in jou plaas. Maar die besluit bly joune, of jy binne dit jou lig gaan laat skyn. 'n Lig in 'n vertrek soos hier waar reeds lig is, gaan nie uitstaan nie. 'n Lig staan baie meer duidelik uit in donker omstandighede en so ook is die storie van Daniël. Toe hy daar geplaas is, het hulle gefout probeer kry by Daniël. En hoe meer hulle gesoek het, het hulle niks gekry nie. En hulle het op naderhand die druk so verhoog, dat sy godsdiens die laaste lyn was wat hulle gesê het, ons gaan hier fout vind. Ons gaan 'n wet maak, hulle noem dit die leeuwswet, wat teen Daniël geskryf is, dat sou hy dan sy God aanhou aanbid, in afgoddiens. Hulle het gesê, jy moet Darius aanbid en die God, en hy het gesê, as hy dit sou doen, dan gaan hy vir die leeuwkuil gooi. En hulle het gedink dat Daniël sal, as hy geensins anders sy integriteit opgegee het, dan gaan hy sekerlik sy integriteit opgee vir sy eie belang. Dat hy sy lewe gaan probeer beskerm. En ek dink dis hoe ver ons partymal gedruk word, dat ons 'n kosprys het. Ons het 'n prys waar ons lyn ophou. Ons het 'n prys waar ons sê, ons sal nou draai. Ons het 'n prys waar ons sal sê, tot hierdie punt toe kon ek uithou, maar nie verder nie. Daniël se lewe was op die spel. En so waar is wragtig, 3 keer 'n dag, draai venster oopgemaak, en voor sy vyande gesê, ek sal my integriteit ook nie voor my God laat gaan nie. En hy bly dit. Op die ouend het hulle om die leeukuil gesit. Die wonderwerk is, toe die leeu's hom nie eet nie, kan mens maklik sê, miskien was hulle versadig, miskien was hulle mak. Daai selfde mense wat die ding teen hom gereël het, is in daai leeukuil gegooi. Die Bybel sê, voor daai mense die vloer getref het, was hulle opgeëet. Dit sê vir my dat die leeu's was nie mak nie. Dit was 'n wonderwerk. Toe Daniël sy integriteit kan behou, ook onder druk, in 'n vreemde konteks, het die Here vir hom begin opstaan. My aanmoediging vir julle is om te sê, besluit voor die druk begin, wat is jou oortuiging? Gaan jy staan of nie? Moenie wag tot jy in die vuur is, besluit voor die tyd. Dan sê jy, dit is waar ek my besluit maak. Jou vaardighede gaan jou tot bo bring. Daniël se vermoë het hom die geleentheid gegee, maar sy integriteit het hom daar gehou. Moenie laat jou talente vir jou platform skoop maak. En as jy op die platform staan, jou integriteit jou laat val nie. Die laaste punt is jou private dissipline. Wat jy doen, hulle noem dit, verskoon die Engels, frontstage, backstage. Moenie 'n backstage hê wat nie ooreenstem met die frontstage. Laat dit wat jy agter doen, dieselfde wees as wat jy voor doen. Jou private dissipline vorm jou publieke nalatenskap. Wat los jy agter vir die wat na jou kyk? Hy sê, en ek sluit hiermee af in Spreuke 20 vers 7. Die regverdige wandel in sy opregtheid. Die regverdige wandel in sy opregtheid. Gelukkig is sy kinders na hom. Mag die Here die wat jou voetspore volg, en voetspore volg wat in deur integriteit agtergelaat is. Waar as die Here na jou kyk, hy kan trots wees. En met dit sluit ek af. Mag ek vir julle bid. Hemelse Vader, U is die gawegewer. Laat ons gawes dan ook vir U teruggee, eer en heerlikheid. Laat die talente wat U in ons elkeen geplaas het, so funksioneer dat U naam daardeur verheerlik kan word. Al is omstandighede nie gunstig nie, dat U naam op ons lippe sal wees. Dat wanneer dinge teen ons draai en die druk hoog is, laat ons gedrag van goddelikheid en die goedheid van die Here spreek. En wanneer mense ons sien, Here, dis my gebed, dat hulle U in ons sal sien. Ek bid dit in Jesus naam. Seën hierdie skool, seën hierdie ouers, seën die onderwysers, die bestuur en ook hierdie leiers van die toekoms in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Pastor David, baie dankie vir die boodskap vanaand.
Ons waardeer jou belegging in die skool, ons waardeer jou bemoeienis en dit wat jy ook vir die skool doen en vir ons kinders beteken. Dames en here, net so op die kantlyn. Pastoor vlieg oor see baie vinnig vanaand nog. So hy het gevra dat ons hom moet verskoon een of ander tyd deur die verrigtinge wanneer hy moet gaan. Maar baie dankie dat jy bereid was om die program aan te pas om net eers bietjie met die Zwaries te kom gesels voordat jy aan ander sake aandag gee. Dames en here, maar nou as ons kan oorgaan na formele verrigtinge toe, gaan ek vra dat Dr. Strydom net vir my na die verhoog toe kom asseblief. Dames en here, wat 'n voorreg. Wow. Om hier te kon staan en amptelik te kon verklaar ek is ryker as Elon Musk. Hy het nie die voorreg vanaand te kon sê hy staan op die verhoog van Hoërskool Swartkoep voor hierdie blinkoog kinders, die leiers van môre. Mag ons vir onsself net daaraan herinner dat wanneer ons praat van leierskap, die leierskap van môre, dan gaan dit oor baie meer as net dit wat gebeur binne die volgende jaar vir die uittredende korps en vir die prefekkorps wat ons vanaand gaan groet. Dit gaan oor baie meer as wat jy afgelope jaar gedoen het. Dis vestiging van leierskap waarmee jy jou toekomspad mee gaan instap. En wat 'n voorreg die geleentheid wat ons vanaand het. As ons praat van leierskap en my toespraak is 5 minute en dan gaan dit my voorreg wees om oor te gaan tot die formele regstatigheid van hierdie geleentheid. As ons praat van leierskap, dan praat ons van die besigheid van beïnvloeding. As ons praat van leierskap, dan praat ons van mense wat 'n dampkring rondom hulle veroorsaak. Ons praat van mense, as ons praat van leiers wat mense rondom hulle en hulle volgelinge van hoop voorsien. Want as 'n leier vergestalt jy altyd die hoop en die drome van jou volgelinge. Ons praat van moraalbouers. Ons praat van leierskap as mense wat 'n kultuur skep waar elkeen wat deel is van die groep graag by wil inpas. Daai esprit de corps om die beste onderling in die kultuur na vore te bring en sodoende op die ou einde sinergie te skep binne in jou dampkring. En ja, hiermee kan ons vanaand verklaar dat die prefekkorps van 2024-2025 gedurende hulle amptstermyn aan hierdie kriteria van leierskap voldoen het. Ons sê vandag vir julle baie dankie dat julle die Zwaries saak met oorgawe gedien het. Baie dankie vir julle ywer en julle diensbaarheid. Vir ons uittredende hoofseun, Jonathan, jy was 'n waardige hoofseun. Jy het altyd seker gemaak dat die Zwarie volk met agting na jou toe kom opkyk. Dankie dat jy navolgingswaardig voorgeloop het. Dankie dat jy altyd verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aanvaar het vir alles wat jy gedoen het. Jy het nooit geskroom om self moue op te rol en toe te tree en die werk te doen as die werk gedoen moet word. Jy was 'n kompas waarop die Zwarie volk hulle self kon rig. Ons hou jou pad met groot belangstelling dop. Zwariebloed, loyale Zwariebloed sal altyd binne in jou are bruis. Ons uittredende hoofdogter, Karla, jou sagte aanslag en die feit dat jy altyd ander se belange vooropgestel het, was 'n onderskeidende kenmerk van jou. Jy het met grasie altyd
kalklig eerder verander gegee en laat die kalklig op ander kon skyn. Die groei in jou persoonsmondering tussen verlede jaar wat jy aangekondig was as hoofdogter en waar jy vanaand daai aflosstokkie oorgee, was absoluut lofwaardig. Ons eer jou en ons salueer jou. Ek dink ons kom vir ons uittredende hoofseun en hoofdogter en die hoofleierkorps 'n lekker applaus. Die finale toets van leierskap is invloed, nie mag nie. En die prefekkorps van 2024-2025 slaag hierin met lof. En die prefekkorps van 2025-2026 volg graag in julle spore. En dan is dit nou my voorreg om die prefekkorps van 2024-2025 eervol te ontslaan. Kan ons aan hulle 'n baie lekker applaus gee. Dit is dan nou my voorreg om die nuwe intredende prefekkorps in alfabetiese volgorde na die verhoog te roep. Dan gaan hulle 'n boek daar kom teken. Daai boek is in opgeteken 41 jaar, dis so oud soos Hoërskool Swartkop is. Dis 'n prefekkorpse wat tradisies maak ons ryk, dis so mooi. Wat elkeen van oor 41 jaar daai belofte kom teken het. En vanaand is dit ons nuwe prefekkorps se voorreg om dan elkeen daai boek te kom teken. In alfabetiese volgorde roep ek graag eers die seuns dan na vore. Dis ons voorreg om vir Tasha Jute, hoofdogter 2022. Tasha, dankie ook vir jou plegstatige teenwoordigheid vanaand hier. Dit is vir ons 'n groot voorreg dat jy ook deel van hierdie seremonie is. Jy en CJ, groot waardering dat julle hier is. In alfabetiese volgorde dan die seuns. Kan ek vra, ons gaan aan die einde vir hulle lekker applaus gee. Jou hande gaan nogal taamlik seer geklap wees aan die einde van hierdie aand. So as almal hier voor staan, gaan ek een geleentheid gee en ons gee 'n baie lekker applaus vir. Biden Ackerman. Robin Barnos. Dylan Barron. Dion Boyens. Shaden Botha. Stian Botha.
En dan ons volgende nie verkose prefek het besluit daar op die wêreldkampioenskappe met die muurbal, skryf hy homself omtrent af en hy gaan die agter die gordyne uitkom, hy so 'n bietjie op die krikke lys, Jan Corneille Brandt. Jan Corneille hoef nie die helfte so goeie prefek te wees soos wat jy muurbal speel, dan gaan jy 'n briljante prefek wees, hoor. Zian Brinkman. Corneille Dempers. Jacques Du Plessis. Michael Du Plessis. Reino de Pre. Warren Eybers. David Hannekom. AJ Hendricks. Luan Jansen van Rensburg. Karl Koopman. Jethro Leroux. Marlou Malan. Regard Naudé. Darren Nel.
Ruben Olivier. Stefan Otte. Wian Pelser. John Prins. Vian Roux. Waldery Skuman. Frik van Deventer. David van Jaarsveld. Franco van Tonder. Adrian Venter. André Venter. Ek wil vir eers ouers sê, baie dankie dat u ons die eer en die voorreg gee om met hierdie pragtige seuns te werk. En as u nou vanaand vir hulle 'n lekker applous gaan gee, gee vir jouself ook 'n erkenningsapplaus vir die ongelooflike opvoedingswerk wat u doen. Wat 'n voorreg om saam met u vennote te wees in die opvoeding van hierdie seuns en om op koers te wees met hulle die toekoms in. Kom ons gee 'n lekker applous. Die dogters, in alfabetiese volgorde, dit is my voorreg om aan die voor te hou. Joanie Banos.
Jenike Bakker. Riandi Barnard. Minke Bason. Antonique Boyce. Rudolf Boyce. Zelmy Clayton. Ellery Coetzee. Dionay de Beer. Emma de Swart. Carlien Erasmus. Daya Gerard. Landy Grobbelaan. Brooklyn Hopper.
Chelsea Henneman. Kimmy Martens. Daniel Mons. Ashley Nel. Carly Nel. Nadia Oberholzer. Beatrix Retief. Kirsten Reisenberg. Daniel Schuder. Jabulile 20. Jean-Ray van den Berg. Lenae van der Merwe. Bronwyn van der Westhuizen.
Ilse van der Westhuizen. Charlies van Wyk. Elena Victor. Jana Foster. Jana Foster. Nou as jy nou wonder, is nou iemand hier in die gehoor wat vir my die kontakpersoonlikheid van Elon Musk het. Ek wil net my boodskap stuur om hom vra, hoe voel dit met tweede rykste in die wêreld te wees? Want wow, is ons nie skatryk nie. Kom ons gee net 'n lekker hande klap vir hom. Langste mense wat nie glo 'n blink toekoms vir Suid-Afrika nie. Dames en here, die politici gaan nie vir ons 'n blink toekoms uitwerk nie. Hulle is met eie moddergooiery en narrespel besig. Dis hierdie kinders hier wat op die einde daar by die tyd die teerpad raak in Suid-Afrika vir ons nog 'n blink mooi toekoms in die land gaan uitwerk. Ek glo dit met my alles. Wat 'n voorreg. Ek gaan dan nou die belofte aan die nuwe prefekkorps voorhou en gaan dit agter my aansien. Hiermee beloof ek om as prefek van Hoërskool Swartkop die taak my opgelê na die beste van my vermoë uit te voer. Koersvas en doelgerig leiding te neem. Vriendelik en behulpsaam te wees. Loyaal te wees aan my medeswaries. Te alle tye waardig en beslis op te tree. My skool se naam in ere te hou. 'n gesonde gees in die skool te bevorder. En 'n navolgingswaardige voorbeeld te stel. Geanker in geloof, sal ek poog om getrou te wees aan ons lese, glo en dien. Dit is nou my voorreg om vir mevrou Emeline Joubert na vore te roep, en dan ons twee soliste, Andrea Tsedekes en Mignon Fourie, wat vir ons die denkvonk kom lewer. Baie dankie.
luister te verleen aan hierdie pragtige geleentheid. Ons sê baie dankie vir Andrea, Minjo, mevrou Joubert, hierdie pragtige musiekitem wat julle ons mee bedien het. Ek versoek nou dat ons uittredende hoofleiers my na vore kom asseblief. Dit is dan nou my voorreg om die nuwe hoofleierkorps vir die Amstermyn 2025-2026 aan te kondig. In alfabetiese volgorde begin ek met die onderhoofleiers. Dan gaan ek eers 'n seunnaam lees, dan dogter, dan weer seun en dogter, so in alfabetiese volgorde. En ten slotte dan die nuwe hoofseun en die nuwe hoofdogter. Ek versoek dan dit. Telkens wanneer ek hulle name lees, hulle weer daar na die tafel toe sal gaan. Mevrou Morrison, baie dankie. Kan ons op hierdie stadium ook vir mevrou Morrison en meneer Nel sê, baie dankie vir die moeite wat hulle gedoen het om hierdie aand vir ons in mekaar te slaan. Kom ons gee weer vir hulle ook sommer net 'n lekker applaus. Onderhoofseun Jan Corneille Brandt. Ja, ons vertel, die is 'n bietjie vinniger wees. Jan Corneille, ons is trots op jou. Onderhoofdogter, Emma de Swart. Onderhoofseun Warren Eybers. Onderhoofdogter Jabulile 20. Onderhoofseun David van Jaarsveld. Onderhoofdogter Helenae van der Merwe. Onderhoofseun Adrian Venter. Onderhoofdogter Elena Victor.
Dames en here, dit is my aangename voorreg om aan te kondig. Die hoofseun van Hoërskool Swartkop vir die amptetermyn 2025-2026, Jan Prins. Dames en here, dit is vir my 'n aangename voorreg om aan te kondig. Die hoofdogter van Hoërskool Swartkop vir die amptetermyn 2025-2026, Ilse van der Westhuizen. Ons sê vir ons nuwe hoofleier Kots, baie geluk, kan ons weer vir elkeen van hulle doen. 'n lekker applaus. Ons versoek dan nou ons uittredende korps of ons nuwe korps hulle lapelwapens aan te steek en CJ en Tasha gaan ook hier wees om te help daarmee. Baie dankie. Dames en here, is nou my voorreg om oor te gee aan meneer Gerard Nel, wat die verrigtinge verder hier gaan hanteer. Baie dankie meneer Nel. Dr. Strydom, baie dankie. Dames en here, ek gaan vra dat ons uittredende onderhoofleiers vir my mag gaan sit asseblief. Dames en here, ons kom so na die einde van die aand toe, waar ons net vir ons hoofleiers kans gee om bietjie met ons te gesels, maar ons gaan met ons uittredende hoofleiers begin, en terwyl hy laaste gepraat het met die vorige geleentheid, gaan ek vra dat Jonathan ek vermoed die stage vooruit. Jonathan, ons luister graag by jou. Dames en here, ek sal nie 'n tydlimiet gegee vir vanaand se toespraak nie. So, ek vra om verskoning as dit 'n bietjie lank is. En meneer Nel? En meneer Nel? Jammer. Goeienaand, dames en here, so die leerders, so die onderwysers, juffrou meneer Nel, juffrou Morrison, Dr. Strydom, prefekte 2025, 2026 en dan natuurlik, kom ons gee dit vir hulle nog 'n hande klap, prefekte 2023 tot 2025. So, ek gaan eerlik wees, maar die jaar het nogal gevlieg. Ek voel asof ek gister nog aangekondig was as die hoofseun van Hoërskool Swartkop en op hierdie verhoog gestaan het en my heel eerste toespraak gelewer het. Maar ja, dames en here, ek skop sommer dadelik my toespraak af deur om te vertel ons afgelope jaar as prefekkorps. Om as prefek verkies te word, gaan nie oor hoeveel mense vir jou gestem het nie. Nee. Dit gaan oor die Here wat besluit het dat dit jou tyd is om te lei. Dit is sy keuse om jou op hierdie pad te plaas wat hy vir jou gekerf het. Hierdie pad wat ons as groep gestap het, was gevul met kronkels, hindernisse en dele wat gevoel het asof dit nooit gaan eindig nie. Maar dit was alles sodat ons as prefekkorps kan groei,
saam kan staan, vriendskap kan bou, nie net as 'n familie in Christus nie, nie net as 'n Zwarie familie nie, maar ook as 'n familie in Christus. Ons grootste hoofstuk van ons jaar was niks anders as die bietjie inburgeringsproses nie. Tydens die besige tydperk het ons seker gemaak om die skool se waardes, is Zwarie is netjies, vriendelik, respekvol en nog vele meer oor te dra aan die nuwe generasie volbloed Zwaries. Ofwel soos Dr. Stadium ons sal sê, die klein Jap snoete. As korps het ons seker gemaak dat elke bietjie voel, dat hulle raak gesien word, geliefd voel en die mees belangrikste van alles, groei in die naam van Christus. Ons het met die nuwe graad 8 kamp 'n paar skrape hier en daar gekry, gees gebou, het hulle gaan draf om die rugbyveld tydens die 600 meter, alhoewel dit nou meer vir my gevoel het soos 'n kwart marathon. Ons het oomblikke gedeel en op die ou end die groot hoofstuk van ons lewens afgesluit met een van die mees besonderste graad 8 konserte nog ooit. Op die pad wat die Here vir ons geskep het, was daar ook ander hoofstukke wat ons vir altyd sal kan koester. Ons het met die laerskole van Centurion tyd saam spandeer op akademiese, sport en kultuurvlak. Ons het ook vir die kantoortannies, die skoolwerkers, die onderwysers, die eergaste en dan natuurlik die room van die skool, die leerders, elk op verskillende maniere bederf. Ons het met elke groep 'n pad gestap, 'n pad waar ons geleenthede gehad het om 'n verskil te maak, om iemand se lewe te verander. Ons het geleenthede aangegryp wat iemand vir altyd sal waardeer, want ons het 'n verskil gemaak in sy of haar lewe. Dames en here, dit was nie 'n maklike jaar nie. Ons het foute gemaak, koppe hier en daar gestamp, maar op die ou end het ons klaar gemaak as beter mense. Prefekte, julle het werk gelewer wat Hoërskool Swartkop vir altyd sal onthou. Ek wil graag net ook 'n paar dankie sê aan die mense wat my gehelp het met die stap van hierdie roete. Eerstens, my gesin. Dankie aan my ma, wat my hele lewe lank al geondersteun het, veral vir die afgelope 5 jaar. Al het ma, waar's ma? Al het ma meeste van die kere nie geweet waarmee ek besig was nie, was ma altyd daar vir my. Al was ek op my laagste, het ma my altyd gehelp om weer op te staan. Ek weet ma betaal dat die dag nader kom dat ek my lisensie kry. Maar vir die duisende kilometers wat ma my aangery het na aktiwiteite en nog meer, wil ek net sê dankie. My pa's nou tans in Suid-Amerika en Peru. Maar nog, pa, dankie dat pa my altyd vroeg by die skool afgelaai het. Pa, elke keer as pa my skool toe moes ry, of dit nou 5 uur was, of soms 1 of 2 keer 4 uur die oggend, het pa nooit gekla nie. Pa het altyd die beste van dit gemaak, en dit sal ek net vir altyd koester. Aan my sussie, Natanja, dankie vir jou. Jy was altyd bereid om my te help, en het my gereeld geseën met jou wysheid oor die lewe. Aan Juffrou Morrison, dankie. Dankie dat ek altyd in Juffrou se kantoor kon sit en Juffrou se rekenaar kon gebruik om elke nou en dan 'n dokument te druk. Dankie vir die grappe wat ons deur die jaar gemaak het. As daar iemand is wat 'n mens regtig nou kan laat lag, is dit Juffrou Morrison. So Juffrou, dankie. Dankie aan meneer Nel. Meneer, kom staan nie. Dankie dat ek net met meneer kon praat oor enigiets. Dankie dat meneer my gehelp het deur die jaar en dat ek altyd vir meneer se raad kon vra. Meneer se kantoor was altyd 'n veilige plek vir my, 'n plek om net asem te skep. En daarvoor sê ek dankie. Aan die beste hoof in die wêreld, Dr. Strydom. Dankie. Dankie dat dokter altyd bereid was om 'n tydjie te maak sodat ons by dokter die beste cappuccino's in die land kan drink. Dames en here, vir die van julle wat nie weet nie, ek's nou iets wat ek's nou iemand wat jy nou 'n cappuccino, 'n koffie snob sal noem. Maar dokter, daar's min koffies wat daai gaan wen. Dankie. En dankie dat dokter my geïnspireer het om alles aan te pak met soveel passie.
En dankie dat dokter my geleer het dat ek alles moet doen asof dit die laaste dag is van my lewe. En dan aan die prefekkorps van 2024-2025. Die dag toe julle as prefek daar bekend gestel was, het ek vir myself gesê, ek wil nie die pad met enige iemand anders stap as julle nie. Julle het alles aangepak met groot entoesiasme. Julle het ander geïnspireer, die skool tot nuwe, beter hoogtes geneem. Julle het deurgedruk tot die einde. Ek waardeer julle almal en is lief vir elke liewe enkele een van julle wat hier sit. Ek kan nie wag om te sien wat julle eendag gaan bereik nie, want ek spreek dit. Julle gaan Suid-Afrika beter maak. Julle gaan die wêreld tot hoër hoogtes neem. Aan die onderhoofleiders, dankie vir julle. Dankie vir julle werk. 'n Mens sien nie altyd die moeite wat julle ingeset het nie. En julle kry ook nie altyd die erkenning daarvoor nie. Maar dankie vir dit wat julle gedoen het. Elkeen van julle het julle komitee gevat en leiding geneem. Julle was altyd vriendelik, behulpsaam. As ek gevra het dat iets gedoen moet word, was dit altyd gedoen en daarvoor wil ek dankie sê. Dankie dat julle altyd julle pligte tot die beste van hul vermoë voltooi het. Sonder julle sou hierdie jaar nie moontlik kon wees nie. En daarvoor sê ek dankie. En dan natuurlik aan die een persoon wat my altyd op die pad gehou het. Karla, dankie vir jou. Dankie vir die afgelope jaar wat ek saam met jou gestap het. Alhoewel ons aan die begin mekaar nie so goed geken het nie, het ons iewers langs die pad mekaar leer gevind. En vandag het ons mekaar ondersteun. Alles wat jy deur die jaar gedoen het, waardeer ek. Jy het my hoeveelheid werk baie verlig. Maar die volgende jaar wat jy gaan stap, mag dit gevul wees met net nog geleenthede soos die, waar jy ander kan lei en 'n verskil kan maak in ander se lewens. Daar's nie genoeg woorde in die woordeboek om te beskryf hoe dankbaar ek is vir jou nie. So ek wil net vir jou geskenk gee om dankie te sê. Jy is kosbaar en jy maak saak en het 'n verskil in my lewe gemaak. Sonder jou sou hierdie jaar nie moontlik kon wees nie. So dankie. Nou die nuwe prefekkorps. Die prefekte van 2025-2026. Mag die volgende jaar wat julle stap, mag julle dit doen in die naam van die Here. Filippense 4:6. Dis nou in Engels, so verskoon my daaroor. Maar dit sê, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Mag julle die pad wat die Here vir julle gekerf het, stap. Mag julle pad gevul wees met baie geleenthede en met min verleedhede. Mag die lig skyn waar julle gaan trap en mag die spore wat julle gaan los deur die skool se naam nog meer lig. Mag julle die skool se hand vat en die Zwane familie lei. Mag dit 'n jaar gevul wees met geluk, vreugde en nog meer. As dit voel asof julle nie meer kan nie, vertrou net op die Here. Bid en hy sal luister. Julle is 'n groep, ondersteun, motiveer en inspireer mekaar. As daar 2 woorde is wat ek vir julle kan los, is dit hoekom nie? Spyt kom altyd te laat, so? Almal is maar 'n bietjie siek, so ek vra om verskoning daaroor. Spyt kom altyd te laat. So as jy wonder of jy iets moet doen, vra vir jouself. Wat doen kom nie? Geluk, en dit is nie in enige ou se skoene om 'n prefek te kan wees nie. Ek eindig my toespraak soos ek kom begin het laas jaar, toe ek aangekondig was as die hoofseun van Hoërskool Swartkop. Dames en here, wat 'n eer, wat 'n voorreg. Dit was 'n groot eer om die hoofseun van die beste hoërskool in die land te kon wees. Ek sal elke oomblik met lewensles vir altyd koester. Solideo Gloria, aan God alle eer.
Dankie. Dames en here, ons hoofseun van 2025, Jonathan. Ek is net dankbaar die vergaderings het nie elke week so verloop nie. Dames en here, maar dan sit dit my voorreg om oor te gee aan Karla om haar boodskap met ons te deel. Goeienaand, dames en here. Ek het regtig net gedink Jonathan gaan daai domme van meneer Nel bring. Maar ek geloof ook my toespraak is die tydlimiet. Ek beloof ek dink so nie. Goeienaand, dames en here. Ek wil dankie sê aan meneer Nel, juffrou Morrison en Dr. Stadel vir die voorreg om my ou ietsie vanaand te kon sê. Amper 365 dae gelede het ons uitredende prefekkorps hier agter my gestaan met 'n hart vol blydskap, oorvol drome en 'n spiksplinter nuwe titel. Ek wil graag die beste en belangrikste vir laaste los, so ek gaan begin met die prefekte van 2025-2026. Grappie. Ons het weer al probeer sê, wys en doen met die week wat ons gehad het. Die swakpunte, sterkpunte en al die loopholes. Ek hoop. Maar nou is dit tyd dat julle met julle eie voete loop en op julle eie instinkte staatmaak. Die dag wie julle verkies was, het ek vir julle gesê dat wie julle aan die einde ontstaan om te wees, is baie belangriker as wie julle heiliglik is en waar julle heiliglik staan. Wees 'n leier, nie 'n volgeling nie. Wees 'n trotse prefek van Hoërskool Swartkop. Baie geluk en baie sterkte. Nou kom ons by die eregaste van die aand in my oor, die prefekte 2024-2025. Daar is net een enkele woord wat ek in die woordeboek kan uitlig, en dit is dankie. Dankie vir julle passie, dankie vir julle menswees, vir elke vergadering, laataande en vroegoggend vlaggies waai. Daar is meer grappies, stories en herinneringe onder julle as in enige kamerarol op 'n foon. Dit loop in die skoolse gange, op die skoolse stoepe en is in elke 4 mure in die klaskamers. Daar is van die begin af vir ons gesê, ons moet 'n nalatenskap skep. En ek wil met volle vertroue sê, daar was gebou, gevorm, gewerk, met bloed, sweet en trane. En hy is heiliglik gebou, maar dit is nie die einde nie. Ek wens ek kon elkeen van julle op die naam noem en het getuig oor die verskil wat julle in ons lewens gemaak het en in myne. Julle skep 'n volle omvang van eenheid en leierskap. Mag julle baie vorentoe hoop wees aan die hand van Jesus Christus en weet net dat elke dag die begin van die res van jou lewe is. Ek is ongelooflik lief vir julle. Ek weet ek het gesê dat ek niemand op die naam gaan noem nie, maar ek dink tog ek het nog 'n minuut oor. Die span wat ek altyd kon vertrou, wat my hande so lig gemaak het en al die harde werk moeiteloos gemaak het. Jalen, Mignon, Elisma, Andrei, Loan, Zandrei. Vir elkeen van julle sal ek 'n Grammy kan gee vir al die behind the scenes werk, die Sondag middag weer calls en die on the 99 reels. Julle is werklik voorbeelde van uitstekende leiers en die vloei van ons Papa God straal deur elke een van julle. Jonathan, my regterhand. Was jy? Jonathan, my regterhand, my pater en kraai. Ek sal alles wat ek vanaand oor jou wil sê, nou moet getuig, maar ons gaan tot môreoggend hier sit. Ek sou nie vir 'n beter persoon kon kies of vra om hierdie amptstermyn mee te kon voltooi nie. Ek het nou nie vir 'n geskenkie nie, maar ek is baie dankbaar. Aan ons prefek, hoofde meneer Nel en juffrou Morrison, baie dankie vir al die ondersteuning, raad en dat julle altyd oor kon leun as ons wou gesels. Dalk miskien prefek reëlings dalk 'n paar maande sit. Aan die beste skoolhoof in Suid-Afrika, Dr. Dewald Snydel. Die invloed wat dokter op al die leerders in Hoërskool Swartkop het, is onbeskryflik enorm. En dit is altyd 'n groot voorreg om na dokter se positiewe woorde te kan luister. En ek wil net sê dankie dat ons saam dokter kon werk en onder dokter se wysheid kon groei en streef. Laaste maar nie die minste nie, ons graadvoog, Mamma Beyers. Juffrou het ons tot die oomblik gebring, stap vir stap, uur vir uur, graad 8 tot matriek. Ek hoop ek weer agter. Okay. Vir al ons probleme was juffrou ons oplossing en die Here Jesus het geweet, juffrou is die regte stukkie in ons legkaart. Meneer Nel het my vanaand die voorreg gegee om die laaste woord te kan spreek en daar is net een enkele frase wat ek sal sê. Soli Deo Gloria, aan God alle eer. Dames en here, Karla, baie dankie.
Ek dink ek kan vra, kom ons gee maar net weer 'n applaus vir ons uitredende bestuurder. Dames en here, dit is ongelukkig so dat 'n vrou altyd die laaste woord wil hê. En Ilse, terwyl dit dalk die laaste keer is dat Johan die laaste sê gaan kry, gaan ek vir jou vra om eers jou boodskap met ons te deel asseblief. Goeienaand dames en here. Ek dink ek wil eers begin deur baie dankie te sê vir die geleentheid om hier te kan staan vandag. Dit is 'n groot voorreg en eer en iets wat ek glad nie ligtelik gaan opneem nie. Dan wil ek ook dankie sê vir al ons ouers wat die afgelope week vroeg moes opstaan en vroeg moes ry om ons by die skool af te laai. En dankie dat julle ons groot gemaak het en die mense gemaak het wie ons is vandag. Ek wil ook dankie sê vir ons uitredende hoofleiers en prefekte en ons prefekhoofde. Baie dankie vir die afgelope week se opleiding en raad en ons het regtig diep voetspore wat ons gaan moet vul. En ek wil ook baie dankie sê vir ons hoofleiers van 2022 wat ons ontgroen het. Julle het sulke groot invloed gehad op ons as graadgroep en ek dink sonder julle sou ons nie sulke sterk graadgroep gewees het soos wat ons vandag is nie. En dankie vir die moeite dat julle vanaand hier kon wees. Ek wil ook dankie sê vir juffrou Morrison, ek weet nie waar sy nou is nie. Juffrou, dit is 'n ongelooflike 4 jaar wat ons so ver gehad het en as ek nou net moet dink, dit voel soos gister wat ons nog die aggies was met die maskertans en die lanyardtans op ons ontgroeningskamp. En nou staan ons hier vanaand in ons matriekklere. En juffrou, ek kan nie wag om te sien wat ons in hierdie laaste jaar gaan, die pad wat ons saam met juffrou gaan loop nie. En dan wil ek vir ons prefekkorps van 2025, 2026 sê, ek sien baie uit om saam met julle hierdie pad te stap. En ek dink een van die dinge wat my baie opgewonde gemaak het, is om te sien hoe opgewonde julle was vir diens staan, en hoe passievol julle was daaroor. Ek weet seker maar net omdat dit nou die begin is, maar my grootste wens is dat ons hele amptetermyn so passievol en opgewonde sal bly en dat ons groot dinge sal bereik in hierdie volgende jaar. En mag ons hierdie volgende amptetermyn opdra in die naam van ons Hemelse Vader. Baie dankie. Dames en here, wyse woorde van ons hoofmeisie Ilse van der Westhuizen. Ek dink op hierdie stadium ouers ons ontgroen glad nie by die skool. Dames en here, maar dan gee ons oor na ons hoofseun van 2026, Johan, ons luister graag na jou. Goeienaand dames en here, personeel en natuurlik prefekkorps van 2025-2026. Ek gaan begin met 'n paar woorde wat julle al baie gehoor het vanaand. Wat 'n ongelooflike voorreg. Ek staan hier voor julle as deel van 'n ongelooflike graadgroep en 'n ongelooflike klomp leiers wat hier agter my staan. En ek kan nie genoeg klem daarop lê hoe bevoorreg ek is om deel van hulle te kan wees vanaand nie. Baie geluk aan al die hoofleiers wat hier voor my saam met my staan. Ons gaan 'n ongelooflike jaar hê en ek hoop julle sien uit om baie fun te hê, as ek dit so kan stel. Ek is 'n persoon wat leef hoop te kweek in ander mense. En gedurende hierdie jaar sal ek my bes te probeer om met 'n glimlag 'n verskil te probeer maak in elke persoon se lewe. Dit is iets wat my baie na in die hart lê om elke dag met 'n glimlag iemand te groet. En ek glo ook elkeen van die mense wat hier agter my staan, sal ook so voel daaroor. Nadat ek die laaste sê gekry het, dank aan meneer Nel, gaan ek eindig met 'n paar woorde wat my ook baie na in die hart lê. Vertrou altyd op die Here. As dit een ding is wat julle vanaand onthou, na al hierdie 3 lang toesprake, veral Jonathan se, is dit, as jy jou vertroue in die Here sit, sal jy weet dat jy op die regte pad is vir jou. Baie dankie.
Dames en here, ons hoofseun vir 2026, Johan Prins. Ek gaan nou vra dat ons uittredende hoofleiers net vir ons die vaandel kom ontplooi hiervoor asseblief. En dan gaan ek vra dat hulle net die vaandel aan die nuwe hoofleiers vir 2026 sal oorhandig asseblief. Dames en here, dan gaan ek vra terwyl die ouers bly sit dat die leerders vir my sal staan en dat ons die aand sal afsluit met die skoollied asseblief. Dames en here, baie dankie vir elke verteenwoordiging vanaand. By veilig huis toe en onthou, as ons in die aand van Swartkop afry, stop ons vir 'n roomhuis asseblief.